Goeiemôre, dit is Johan Spies en ons gaan voort in ons reeks oor die Omega leer. Kom ons sluit eers die oë. Hemelvader, ons dankie dat ons vandag kan praat oor u woord. Here, ek dankie vir die reën wat daar buite val. Ek vra u om ook in ons siele vir ons 'n droogte te gee, dat ons sal dors wees om u woord te hoor, dat ons sal dors wees om meer van u te leer. En Here, gee dat hierdie 'n geleentheid is wat ons kan gebruik om dit te doen. So wees asseblief met hierdie uitsending. Help my dat ek die regte woorde sal sê en open elkeen wat hierna luister se ore en hulle hart dat hulle sal inneem wat u boodskap aan elkeen ook al is. Ek vra hierdie dinge om Christus ontwil alleen. Amen. Vandag kom ons uit by die volgende gedeelte in ons reeks en ek wyk 'n bietjie af van dit wat presies in Openbaring staan. Ek gaan in die geskrewe gedeelte onder die beeld gaan ek op YouTube 'n lys sit van 'n reeks wat ek in 2021 uitgesaai het. U kan daar kyk, daar het ek basies vers vir vers bespreek om vir u te vertel wat daar is. In vandag se bydra probeer ek vir u die hele Bybel bymekaar trek en ek probeer vir u wys hoe absoluut akkuraat die Bybel is, hoe die profesieë daar gestel is om ons te leer en wat ons als kan leer uit hierdie profesieë uit. So om daarmee te begin, het ons hierdie snaakse teken hier. U kan sien dat hier rofweg 'n kruis voorgestel word. En hierdie gedeelte kom uit die Ou Testament. Dit kom uit die Pentateeg uit. Terwyl die Jode getrek het van Egipte af na Israel toe, het hulle elke nag so laar opgeslaan. In die middel van die kamp was die tabernakel gewees en die kinders van Levi, met ander woorde die afstammelinge van Levi, het dit bewaak. Verder was die Jode verdeel in 4 verskillende groepe, waar elke groep uit 3 van die stamme bestaan het. As ons hierso kyk, dan sien ons dat daar was 151.400 in Reuben gewees, en as ons hierdie grootes voorstel met die lengte van hierdie verskillende bene, kry ons die been, met ander woorde, hierdie is die 151.000 van Reuben, en dan was daar 157.000, so 6.000 verskil, nie vreeslik baie verskil nie. Efraim 108.000, en dan was die meerderheid gewees in Juda, en daar was 186.000 gewees. En u kan sien dat hierdie formaat waarin die kamp opgeslaan is, ons baie sterk aan die kruis herinner. En dit is wat die Bybel doen. Van die begin van die Bybel af, dui alles op Jesus Christus. En dit dui op Jesus Christus omdat hy ons enigste verlosser is. Hy is die een wat ons los gekoop het uit ons sonde uit. Soos Paulus dit in Romeine beskryf, ons is almal sondaars, daar's nie een van ons wat onskuldig is nie. En die straf op die sonde is die dood. En ek en jy moes die dood gesterf het, maar ons het nie. Jesus het dit vir ons gesterf. En waar ons vandag kom by Openbaring 4 en 5, sien ons die betekenis daarvan. Ons gaan vandag kyk, hoe lyk dit in die hemel? En die enigste manier wat ons ooit in die hemel kan kom, is as ons Jesus Christus aanvaar, as ons hierdie kruis wat al van die Pentateeg afkom, as ons dit aanvaar, dat dit die plek is waar Jesus terwille van my en jou oortredings gesterf het, dan kan ons in die hemel kom. Maar dit is nie die enigste plek waar die kruis en Jesus vir ons geprofeteer word nie. As ons gaan kyk, dan sien ons dat daar ook 'n Immanuel profesie in Jesaja is. In Jesaja 7 vers 14 staan geskryf, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee.
kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Jesaja het hierdie woorde geskryf en Jesaja het ongeveer 2700 jaar terug geleef. So dit is 'n redelike lang tyd en dit is beskryf, so dis 700 voor Christus het hy dit reeds gesê. En dan lees ons in die Nuwe Testament die volgende woorde. Matteus 1 vers 23. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En dit is waaroor alles gaan. God is met ons. En ons moet God volg. So ek het net nou verwys na die vorige reeks wat gemaak is, wat ek basies elke versie beskryf, die inhoud daarvan, en gesels oor die betekenis van die vers. Hier wil ek dinge bymekaar trek, en ek wil vir u wys dat die Bybel een geheel is. Ons het in die vorige uitgawe ook gesien wat ons kerkvaders te sê gehad het oor die boek Openbaring, dat van hulle hom nie eens wou erken as 'n boek van die Bybel nie. Maar dit is dinge waarby ons moet verbygaan. Ons moet glo. Dit help nie ons stry teen diegene wat anders dink nie. Ons moet die regte boodskap verkondig. En die Heilige Gees sal maak dat die boodskap wat ons verkondig op die regte grond val, dat die saad wat ons saai op die regte grond sal val wat voorberei is, sodat daai saad sal ontkiem en sal groei en vrugte dra vir Jesus. Jesaja 6 vers 1 tot 7 beskryf vir ons die absolute heiligheid van Jesus Christus, die heiligheid van God. Dit word as volg beskryf. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Daardie tempel was 'n baie groot gebou, maar die soem van sy kleed vul die tempel. En kom ons kyk net hoe heilig is dit in die hemel. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol, en die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Met ander woorde, in daardie oomblik is Jesaja se sonde van hom weggeneem. En dit is wat ek en jy kan kry as ons tot Jesus wend, as ons hele lewe aan hom oorgee, dan is jou sonde heeltemal weg. Dit is so ver van jou verwyder as wat die ooste van die weste verwyder is. En in hoofstukke 4 en 5 van Openbaring kry ons hierdie beeld van die heiligheid. Hierdie is een van die weinige plekke in die Bybel wat vir ons ietsie vertel oor hoe dit lyk in die hemel. Dan kom ons uiteindelik by Openbaring 4 uit. En Openbaring 4 begin met die woorde, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. En dan gaan hierdie gedeelte voort en beskryf die grootheid van God. Dit beskryf die lewende wesens om hom. Dit wat ons net nou in Jesaja gelees het, die heiligheid wat daar heers, die absolute reinheid, is wat vir ons hier in Openbaring 4 beskryf word. Maar let op die volgorde van gebeure.
In Openbaring 1 het ons van Jesus geleer, van God die Vader, ook van die Heilige Gees, maar hoofsaaklik van Jesus, want dis immers die openbaring van Jesus Christus. Hoofstuk 2 en 3 het vir ons gewys die kerkgeskiedenis, hoe die kerk ontwikkel het, wat als gebeur het in die kerk. En nou kom hoofstuk 4, en die eerste ding wat Johannes hier sien, is hy sien 'n deur wat oop staan in die hemel. En dan kom die stem en sê, kom op hierheen. En dan is daar mense wat sê, daar is nie iets soos die wegraping nie. Want wat het hier gebeur? Johannes het hier in sy gees, is hy weggevoer na die hemel toe, en hy het die troon gesien, en hy het gesien dit wat in die hemel is. Dit wat die Bybel nie aan hom openbaar het nie, is aan hom openbaar in hierdie 2 hoofstukke wat ons vandag doen. Ek het net so 'n stukkie oor hierdie heiligheid ingevoeg, jy moet die hele hoofstuk maar op die eie gaan lees. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. As ons kyk na die diere wat hier genoem word, dan stem hierdie diere ooreen met die beeld van daardie groepe stamme wat die kruis gevorm het in die Pentateeg. Met ander woorde, elkeen van hierdie 4 groepe het 'n sekere, kom ons noem dit maar 'n skild gehad, wat hierdie dinge uitbeeld. So dadelik word Openbaring en die Pentateeg saamgetrek, en ons sien dat dit wat geskryf is, amper 3000 jaar voordat die dinge gebeur het, beskryf presies wat aan die gang is. Maar kom ons kyk wat doen hierdie lewende wesens. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad. Is dit nie wat ons gelees het ook in Jesaja, van die serafs met die vlerke nie? En hulle was rondom en van binne vol oë. Dit lees ons in Esegiel hoofstuk 1 en dan weer in hoofstuk 10. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was, wat is en wat kom. Hoor net die lof wat aan God gebring word. Hier word God geloof op 'n wyse wat ons hom nooit loof nie. Hoe dikwels loof ons werklik vir God? En die oomblik as hierdie 4 heilige wesens begin het om uit te roep, heilig, heilig is die Here, dan val die 24 ouderlinge wat voor hom op die troon sit, op die grond neer en aanbid hom. Net vinnig hierdie 24 ouderlinge word aanvaar dat dit die stamvaders van Israel is, met ander woorde Reuben, Levi ensovoorts, die 12 seuns van Jakob, en dat dit die 12 apostels is, die 11, nie Judas Iskariot nie, maar dan die een wat hom vervang het, dat dit die ander 12 is, so dit verteenwoordig die Ou en die Nuwe Testament, en almal, al mense uit alle eeue, bring met ander woorde ere aan God. Hulle val voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, waar kry hulle daardie krone? Die Bybel beskryf vir ons 5 verskillende krone wat mense kan ontvang. Jy kry 'n kroon as jy die wedloop voltooi het. Met ander woorde, dit is die eerbetonings wat aan jou gegee is. Maar nou sê jy vir Jesus Christus, dankie dat U die straf wat op my moes neerkom, dat U dit opgeneem het, dat U vir my in die kruis gesterf het. Daarom vat ek hierdie kroon, ek haal my kroon af, en ek gee dit vir U, want U verdien dit, U het vir my in die kruis gesterf. Leef ek en jy so, dat 'n mens dit in ons lewe kan sien, dat ons 'n almagtige God aanbid? Want ons leef in 'n wêreld waar dit so geword het, dat mense, eerstens in die huisgesin, is ouer en kind deesdae vriende,
en dit het ook gebeur in die verhouding met God. So ons dien nie meer God soos hy gedien moet word nie. Dan sê hierdie 24 ouderlinge vir Jesus, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en ons sien in Kolossense 1 vers 16 dat Jesus alles geskape het, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Alle eer gaan na Jesus Christus toe, en dit is wat hier vir ons beskryf word. Onthou, Openbaring is die boek waar Jesus Christus aan ons openbaar word, en ons sien meer van hom, en ons leer meer van hom, as wat ons eintlik in die res van die Bybel leer. So, hier het ons 'n kort oorsig oor Openbaring 4. As u meer wil hê, kyk na die ander reeks. Kom ons kyk 'n bietjie na Psalm 148. Die laaste klompie psalms is absoluut daar om God te loof. In Psalm 148 se eerste 5 verse klink as volg: Halleluja, loof die Here uit die hemele, loof hom in die hoogtes, loof hom al sy engele, loof hom al sy leerskare, loof hom son en maan, loof hom alle ligtende sterre, loof hom hoogste hemele en waters wat bo die hemele is. Laat hulle die naam van die Here loof, want hy het bevel gegee en hulle is geskape. Ek en jy is deur God geskape, ons moet hom loof. Jesus Christus het vir ons die verlossing gegee, ons moet hom loof en eer. En hier is 'n baie interessante ding, ek sal met die volgende verwysing, gaan ek praat oor die woord halleluja, want ons kom dit in die volgende gedeelte weer teë. Psalm 150, die laaste psalm, die eerste 6 verse, of hy bestaan net uit 6 verse. Halleluja, loof God in sy heiligdom, loof hom in sy sterk uitspansel, loof hom oor sy magtige dade, loof hom na die volheid van sy grootheid, loof hom met basuingeklank, loof hom met harp en siter, loof hom met tamboerijn en koordans, loof hom met snarespel en fluit, loof hom met helder simbale, loof hom met klinkende simbale, laat alles wat asem het die Here loof, halleluja. Wanneer, hoe dikwels, gaan ek en jy en ons loof net God vir alles wat hy vir ons doen? Ons is so geneig as ons op ons knieë gaan om net te sê, hier is my inkopieslys, Here voorsien asseblief aan my behoeftes. Dit is nie waarom hy ons geskaap het, dis nie waarom hy ons gered het nie. Hy het ons gered dat ons hom kan dien, dat ons hom kan loof, dat ons hom kan eer. Alles gaan oor hom, dit gaan nie oor ons nie. Ons is niks. Die ek moet verdwyn uit ons lewens uit, en hy moet ons hele lewe oorheers. Maar dit bring ons by hierdie woord halleluja. Halleluja word vertaal, en ongelukkig is dit 'n swak vertaling. Halleluja word vertaal as loof die Here. Maar in die oorspronklike taal beteken dit nie net iets wat jy sê van loof die Here nie. Dit is 'n opdrag wat gegee word. En wat daar gesê word is loof, jy moet die Here loof, is eintlik 'n beter vertaling. So, ons kry hierdie opdrag. En as ons Bybel lees, dan kry ons hierdie laaste paar hoofstukke van psalms, die laaste klompie psalms is deurspek met die woord halleluja. En dan verdwyn die woord heeltemal uit die Bybel uit. En vir die eerste keer kry ons weer die woord halleluja in Openbaring 19. Hy kom nie tussenin voor nie. U kan maar gaan soek. Halleluja is nie in die res van die Bybel nie. Hoekom? Die Bybel vertel vir ons van hoe dinge verkeerd geloop het, hoe die mens afgedwaal het. En daarom kon die bevel om die Here te loof nie meer uitgaan nie. Nou kom ons aan die einde van die lewe op aarde, en nou kan ons die Here weer loof, en nou kan die opdrag uitgaan dat almal die Here moet loof. Kan u sien dat hierdie klein woordjie eintlik 'n verskriklike omvangryke betekenis het? As jy hoor halleluja, is dit nie 'n uitroep van blydskap nie. Dit moet jou laat sidder as jy die woorde hoor,
Want jy moet vir jouself afvra, maar wanneer het ek die Here laas geloof? Net jy kan antwoord gee daarop. Hoe dikwels loof ons die Here? Skiet ons nie ver te kort in hierdie dinge nie. En as jy die Here nie wil loof nie, wat wil jy in die hemel gaan soek? Want dis een van die groot dinge wat daar gaan gebeur. Jy gaan die Here loof as jy in die hemel is. Jy gaan hom loof vir al sy wonderdade, vir dit wat hy in jou lewe gedoen het, vir dit wat hy in ander mense se lewens gedoen het. Daar maak dit sin om halleluja te sê. Dit bring ons by Openbaring 5 en ek het hom in 2 dele verdeel. Ek wil 'n bietjie meer oor hom eintlik praat. So ons gaan nog steeds voort. Johannes is in die hemel. Hy's weggeruk van die aarde af, hy het in die hemel gekom en hy sien hoe word God geloof. En nou kom ons by 'n gedeelte waar hy verskriklik hartseer word. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. Met ander woorde, nie eers die engele is waardig om daardie boek oop te maak nie. En dit is waarom hy dan ween. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. U kan gerus die eerste 12 hoofstukke van die boek Jesaja lees. En u gaan daar sien hoe God ook geloof word vir sy dade. En daar lees ons van die wortel van Dawid, die leeu uit die stam van Juda, maar ons lees ook dat dit die lam is wat geslag word wat uit Juda kom. So wat hier beskryf word is nie 2 verskillende dinge nie. Dit is Jesus Christus wat die lam, die offerlam was, wat ter wille van my en jou oortredinge doodgemaak is, aan die kruis gehang is. En hy is die leeu wat gaan terugkeer na die aarde toe. Daarom gaan hy met sy tweede koms na die aarde heeltemal anders wees as met sy eerste koms. Met sy eerste koms het hy nie gekom om te oordeel nie, hy het gekom om te red. Met sy tweede koms kom hy om te oordeel op die aarde. Die woorde uit die wortel van Dawid, hy kom uit die nageslag van Dawid, hoewel hy voor Dawid bestaan het, hy bestaan van alle ewigheid af. Maar as 'n mens die bloedlyn volg, dan kom hy uit die stam van Dawid. Nou goed, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Met ander woorde, daar is net een wat waardig is om dit te doen. En dis nie ek of jy of hierdie predikant of daardie een nie. Dis nie 'n paus of wat ook al nie. Dit is Jesus Christus. Jesus Christus is die enigste een wat waardig geag word om hierdie boek se seels te breek. En dit is waarom ons aan hom die lof moet bring. Hy is absoluut alles wat ek en jy moet wees. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Die 7 horings dui op koningskap. Jesus Christus gaan weer na die aarde kom om te heers as koning. Hy gaan heers vir 1000 jaar lank. En ons gaan in Openbaring 19 en 20 gaan ons meer daaroor uitvind. Ons het al 'n lesing daaroor gehad. Dan die 7 oë wat die 7 geeste is. Ek het reeds vir u dit ook by 'n vorige geleentheid genoem. Dit staan in Jesaja 11. Dis waarom ek u aanraai, lees Jesaja 1 tot 12. Daardie gedeelte moet u hart aanraak,
want dit beskryf die absolute almagtigheid van God. Dit beskryf hoe ons hom moet eer, wat ons moet doen als om hom te eer. En as jy dit lees, dan sien jy hoe skiet ons tekort in dit wat ons eintlik moet doen. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Met ander woorde, almal op aarde en in die hemel, in hierdie geval is dit in die hemel, bring lof aan God en aan Jesus Christus. Dan van vers 9 af, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Dit is wat gaan gebeur tydens die vrederyk. Met ander woorde, as jy die vrederyk ontken, so baie denominasies doen, dan kan hierdie gedeelte vir jou geen sin maak nie. Maar as jy die regte siening het, dan sien jy waar dit ter sprake is, en ons lees telkens daarvan, dat ons as konings gaan regeer, dat ons priesters gaan wees, tydens daardie tydperk. Toe sien ek Johannes en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. Met ander woorde, dis 'n baie groot getal. 10.000, met ander woorde, is 10.000 maal 10.000 maal 1.000 maal 1.000. En met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Kom ons luister weer daarna. Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En hoe praat ek en jy met Jesus? Toon ons hierdie respek in ons gebede as ons met hom praat. En kyk die reaksie wat kom op hierdie woorde. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Dis op die aarde en onder die aarde. Met ander woorde, selfs die afgestorwenes, diegene wat Jesus Christus verwerp het, gaan sê die eer kom hom toe. Maar dan is dit te laat vir hulle om te verander, want hulle het reeds gesterf in hulle ongeloof en die ewige oordeel wag op hulle. Ek en jy leef gelukkig in hierdie tyd en ons kry hierdie waarskuwing in Openbaring 5, wat vir ons sê, ons moet aan God hierdie eer gee. Ons moet in ons gebede 'n tyd afstaan, wat ons bloot eer aan hom betoon, vir alles wat hy vir ons doen. Doen ons dit? En die 4 lewende wesens het gesê, amen. Met ander woorde, hulle beaam, ja, dit moet so wees. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. Ons is hier in die hemel en ons sien net aanbidding, die lof en eer aan God die Vader, aan Jesus Christus. Maar terwyl ons op aarde is, moet ons al reeds begin om hierdie lof en eer aan Jesus te betoon. Doen ek en jy dit? Hoeveel skiet ons nie tekort in dit wat ons kan doen nie? Ons lees in Jesaja 11 vers 1 tot 18 die volgende woorde: Die hoë oë van mense sal verneder word, en dit is die mense hier om ons wat ons spot oor ons godsdiens, wat nie wil aanvaar dat Jesus vir ons gesterf het nie. En die hoogheid van die manne neergebuig word, en die Here alleen sal in die dag verhewe wees. Want 'n dag is daar vir die Here van die leerskare oor al wat trots en hoog is,
en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word, en oor al die hoë en verhewe seders van die Libanon, en oor al die eikebome van Basan, en oor al die hoë berge, en oor al die verhewe heuwels, en oor al die hoë torings, en oor al die versterkte mure, en oor al die skepe van Tarsus, en oor al die kosbare pronkstukke. Met ander woorde, jou aardse besittings, die skoonheid van die natuur, dit wat ons waardeer, dit wat die mense wat net agter geld aanloop, wat hulle waardeer, is niks in vergelyking met dit wat God is nie. Dan sal die hoogheid van die mense neerbuig en die trotsheid van die manne verneder word, en die Here alleen sal in die dag verhewe wees, en die afgode sal geheel en al verdwyn. Ekskuus, ek dink ek het net nou gesê Jesaja 11, dit is Jesaja 2 vers 11 tot 18. Sien u die eer wat ons aan God moet bring? Weereens doen u dit. Gee u die eer aan hom wat vir u alles gegee het, wat u geplaas het waar u is, wat u gebring het waar u vandag is. Kom ons sluit af met 'n gebed. O groote en almagtige God, hoe groot is u werke nie? U het die hemel en die aarde en alles daarop gemaak. Here, maar in die mensdom faal ons. Ons roem op ons eie wysheid, en ons wysheid het u vir ons gegee. En in ons dwaase wysheid, ons wat ons wysheid misbruik, sê ons daar was nie iets soos 'n skepping nie. Here, vergeef ons. Here, help ons dat ons u boodskap sal uitdra, dat ons vir mense kan toon hoe hoog en verhewe u is. Ons is niks, ons is 'n stippeltjie stof, en nogtans het u ons so lief gehad, dat u u seun na hierdie aarde gestuur het, om ter wille van ons oortredinge deurboor te word. Here, dankie vir u liefde, want u het daardie liefde betoon terwyl ons nog sondaars was, selfs voordat ons gered is. Here, hoe kan ons u genoeg bedank daarvoor? En Here, in Openbaring 1 vers 3 het u vir ons gesê, dat diegene geseën sal word, wat hierdie boek lees, wat hierdie boek aan ander verkondig. Here, daarom vra ek vandag vir u, seën elkeen wat hierdie woorde hoor. Here, seën ons, dat ons kan voortgaan om u werk te doen op hierdie aarde, dat ons sal vergeet van onsself, dat ons aan u die eer en lof kan bring. Here, ek het nie beheer oor my hartklop, oor my asemhaling nie. U beheer dit. En elkeen daarvan is genade. U het in my lewe ingegryp en my ekstra tyd gegee op hierdie aarde. Ek dank u daarvoor. Maar Here, ek pleit ook by u. Gee dat ek hierdie tyd wat u my gegee het sal gebruik, dat ek dit sal gebruik om u naam groot te maak, om u te eer, te lowe en te verkondig waar ek ook al gaan. Help my om dit te doen. Gee my die nodige krag om dit te doen. Here, ek vra ook dat u elkeen wat luister na hierdie boodskap sal versterk, dat u hulle geloof sal versterk, dat u hulle liefde sal versterk, en dat ons almal net vir u sal leef, en dat ons sal uitsien daarna, om u woord aan ander te verkondig, sodat ons almal eendag by u weer by mekaar kan kom. Here, help ons, gee u ons die krag, gee dat ons u op hierdie wyse sal loof. Gaan dan met ons deur die res van hierdie dag, en Here, ek het in die begin al dankie gesê vir die reën, ek wil u weer bedank, dit was so droog in hierdie gebied, en u het vir ons so milddadig gegee, baie dankie daarvoor. Maar Here, dit is nie net vir die reën nie, dit is vir alles wat u vir ons doen. Daar is soveel Bybels in elkeen van ons huise, maak ons gebruik daarvan. Spandeer ons genoeg tyd om u te bestudeer deur middel van die woord. Praat ons genoeg met u in gebed. Gee ons vir u die eer vir alles wat ons het, of kom ons en sê, ek het dit of ek het dat gedoen. Ons is slegs in staat om dinge te doen as u ons daartoe in staat stel.
Help ons om dit raak te sien, dat ons sal insien, dat ons eintlik niks is nie, maar dit U is wat deur ons lewe. Dankie vir die voorreg wat ons het, dat U in ons lewe kan wees. Wees met ons in die dae wat voorlê, behoed en bewaar ons. Ek vra hierdie dinge in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.